Goeiemôre gemeente van Vereniging. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend saam met julle te kan kuier nie. Dit is vandag die 4de Augustus 2024 en die jaar snel tot 'n einde. Die boodskap van vanoggend is Vader Jahwe se orde. Vader Jahwe se orde. Ons lees in 1 Korintiërs 11, die van julle wat sou belangstel om daar in die skrifte te gaan. Ons gaan kyk daar na 1 Korintiërs 11. Hierdie is spesifiek een van die ordes van Vader Jahwe. En dit is noodsaaklik vir ons om te bewus te wees van hierdie orde van Vader Jahwe met betrekking tot die boodskap van vanoggend. Vader Jahwe se orde, spesifiek gerig op 1 Korintiërs 11. Nou in 1 Korintiërs 11 lees ons hoe Paulus die man en die vrou se orde verduidelik. Vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Vader Jahwe ons losser is. Dit is wat Paulus sê. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Vader Jahwe ons losser is. Hier gaan dit oor die gedrag van die vrou in die gemeente. Vers 2, en ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Vader Jahwe ons losser, die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en Vader Jahwe die hoof van ons losser is. Ek gaan daai gedeeltjie weer herhaal, maar ek wil die klem verskuif. Vers 3. Maar ek wil hê, sê Paulus, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Vader Jahwe ons losser, die hoof, die autoriteit is, die hoof, autoriteit is van elke man, en die man die autoriteit van die vrou, en Vader Jahwe die autoriteit van ons losser is. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met 'n onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan, want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeur is. Hierdie kry vir ons totaal ander betekenis wanneer ons hoof sou vervang met autoriteit. Vers 6. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny, maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek, sê Paulus. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie. Die bedekking van die hoof, daar praat Paulus spesifiek, dat die bedekking van die hoof niks anders as die autoriteit van Vader moet hom beïnvloed nie. So hy moenie sy hoof, sy autoriteit bedek met enige iets anders behalwe Vader Jahwe nie. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van Vader Jahwe is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. Vers 10, baie belangrik. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê, ter wille van die engele. Ek gaan later bietjie meer hieroor praat. En tog, in Vader Jahwe is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou. Maar alles is uit Vader Jahwe.
Oordeel self. Is dit betaamlik dat 'n vrou met 'n onbedekte hoof tot Vader Jahwe bid? Ons gaan sien hier dat die onbedekte hoof, wat dit spesifiek beteken. Vers 14. Of leer ook die natuur self julle nie dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie. Maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking. Dan sê Paulus, en hy sluit af hierso, vers 16, maar as iemand meen om hieroor twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie. En ook die gemeentes van Vader Jahwe het nie so gewoonte om twisgierig daaroor te wees nie. Die bogaande gedeelte gaan nie oor die dra van 'n hoed of nie. Belangrik, dit gaan nie oor die dra van 'n hoed of nie, want Vader Jahwe het geen behaag in die vleeslike nie, maar dit gaan oor die autoriteit, orde en dissipline van sy plan. Die hele debat oor die dra van 'n hoed of nie, is een van die metodes van die Satan, om ons in opstand met mekaar te laat gaan. Op hierdie manier tas hy autoriteite aan en skep opstand en verset. Die opstand en die verset is teen die normale en teen die orde van die samelewing en teen Vader Jahwe se orde. Ja, hy gebruik selfs 'n hoed om twis en stryd tussen broers en susters te bewerk. Om anders te wees en uit te staan, om rebels te wees, om nie respek vir jouself of ander te hê nie. Die vraag is of ons sekere dinge doen omdat sekere mense na ons kyk, omdat ons sekere dinge doen omdat sekere mense na ons kyk, of doen ons sekere dinge omdat niemand na ons kyk nie. Doen ons dinge omdat ons meer bewus is van die mense as van Vader Jahwe. Dit gebeur dikwels dat wanneer ons met Vader Jahwe in gesprek is, deur gebed, dit is asof ons op 'n ander manier of in 'n totaal ander spreekstem oorgaan. Wanneer ons waarlik opreg is en in harmonie met Vader Jahwe is, sal ons natuurlik met hom omgaan en nie opgesmik en aangeplak wees nie. Ons is altyd besig om te reageer, om toneel te speel, om mekaar te beïndruk of te weerstaan, om sodoende te wys dat ons individualiste is. En ons doen dit ook so deur middel van die dra van 'n hoed of nie. In die geleesde gedeelte maak Paulus dit baie duidelik wat die orde van die verhouding van die vrou teenoor die man en die man teenoor die vrou moet wees. Die vrou word opgehef en haar 'n regte plek gegee, en dit is langs die man. Hoe kan die vrou dan aan die man onderdanig wees indien die man nie binne Vader se raadsplan en binne Vader se autoriteit wandel nie? Die beoordeling, wysing en mening van 'n liefdevolle vrou is een van die man se grootste bates. Dis die man se voorreg om wyse raad van sy vrou te ontvang. Wanneer die vrou egter sê, doen wat jy dink die beste is, en nie haar mening gee nie, met die wete dat dit 'n rampspoedige of 'n verkeerde besluit is, so 'n vrou is nie onderdanig nie, maar is dwaaslik diensbaar. Ons sien in 1 Petrus 3 vers 7 staan die volgende. 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, dis nou met die vroue saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word. Dit is 'n opdrag van Petrus. Volgens die raadsplan van Vader Jahwe moet die man met trots na sy vrou kan opkyk
en sy moet weer met trots en met blydskap haar sekuriteit in haar man kan vind. Hulle moet saam kan besin. Belangrik, maar die man neem die finale besluit. Hy neem ook die finale verantwoordelikheid van daai besluit. So dit is 'n gemeenskaplike besluitneming. Uiteindelik gaan die man pa staan vir die besluit wat geneem word. In 1 Korintiërs 11 vers 8 staan die volgende, wat ons ook gelees het. Wat belangrik is, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou is ter wille van die man geskape. 1 Korintiërs 11 vers 10, wat ons ook gelees het, staan die volgende. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê, ter wille van die engele. Sy moet 'n aanduiding van gesag op haar hoof hê, ter wille van die engele. Nou hierdie aanduiding van gesag, asseblief, dit het absoluut niks te maak met die dra van 'n fisiese hoed of 'n ander tipe van 'n hoofbedekking nie. Dit wys hoe ver ons afgedwaal het en in opstand gekom het teen die raadsplan van Vader Jahwe. Die orde van die tema van vanoggend, die orde van Vader Jahwe, kan nie gedemonstreer word in die dra van 'n vleeslike hoed op 'n vleeslike kop nie. In die tyd van die Korintiërs was dit volgens hulle kultuur nie betaamlik vir 'n man om met enige vorm van 'n hoofbedekking in die gemeente in te kom nie. Vir hulle was dit asof die man dan die rol van die vrou wil oorneem. Vroue het vir eeue lank, en dit doen tans nog steeds ook in die gemeente en in die kerke, dra nog steeds hoede. Nêrens in die skrif word die vroue beveel om hoede na die gemeente te dra nie. Sou dit dan dien as 'n versiersel om by die uitrusting te pas? Paulus het geen probleem daarmee nie. Vader het geen probleem daarmee nie. Moet dit egter nie doen as aanduiding van die hoofbedekking van jou man, dat dit dien as die plaasvervanging vir die hoofbedekking van die man nie. Vader Jahwe het groter agting vir die ingesteldheid van die hart as wat hy het vir 'n uiterlike voorkoms. So lees daarvan spesifiek in 1 Samuel 16 vers 7. Maar Vader Jahwe sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien, sien Vader Jahwe nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar Vader Jahwe sien die hart aan. Paulus leer vir ons in die volgende in Efesiërs 5 vers 22 tot 25. Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 25. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan Vader Jahwe. Want die man is die hoof van die vrou, soos ons losser ook hoof van die gemeente is, en hy is ook die verlosser van die liggaam. Maar, soos die gemeente aan ons losser onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. As daar ook opdrag vir die manne, ons kan nie agter die deur staan en dink, ons skuif dit nou alles op die vroue af nie. Petrus se volgende opdrag, daarso is Paulus se opdrag aan die Efesiërs in vers 25, sê hy ook daar, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos ons losser ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Ek wil terugkom na die gedeelte wat daar staan, dat die vrou met 'n aanduiding van autoriteit hê, ter wille van die engele. Ter wille van die engele. Die engele is deel van Vader Jahwe se orde.
Hulle is deel van Vader Jahwe se orde hier op aarde. In Hebreërs 1 vers 14 staan die volgende: Is hulle, die engele, nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? So hulle is dienende geeste, die engels dienende geeste wat daar gestel is en uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Die engele, wat natuurlik almal manlik is dienende geeste en diensknegte van Vader Jahwe se kinders. Vader Jahwe se raadsplan vir sy kinders is die verlossing en die redding van hulle siele. Dit is die primêre doel van Vader Jahwe se raadsplan vir sy uitverkore kinders. Hierdie engele, die engele wat daar gestel is as dienende geeste, hulle wat nie weens ongehoorsaamheid tot 'n val gekom het en uit die hemel uitgewerp is nie, verstaan nie die offer wat deur Vader Jahwe op Golgotha volbring is nie. Hoekom nie? Want hulle het nie daardie redding nodig nie. Daai dienende geeste wat daar gestel is tot redding en tot leiding en tot as dienende geeste vir ons wat uitverkore is om eendag die saligheid te beerwe. Hulle het nie die redding nodig nie, maar hulle is daar gestel om ons by te staan. Want hulle is daar gestel om te dien. Hulle verstaan nie, omdat hulle nie die redding nodig het nie, verstaan hulle nie wat Vader Jahwe se lossingsplan aan by Golgotha was nie. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 die volgende. 1 Petrus 1 vanaf vers 10 tot 12. Ons lees daar dat hierdie engele wat ons dienende geeste is, ons lees daar dat hulle wel hierdie aksie wat Vader Jahwe by die vloekpaal op Golgotha bewerkstellig het. Hulle wil wel weet wat het daar gebeur. Hulle wil hierdie aksie van Vader Jahwe verstaan. En dit word vir ons verduidelik in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Vanaf vers 10. Aangaande hierdie saligheid, hierdie profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van ons losser wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor ons losser sou kom en die heerlikheid daarna. Vers 12. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge, en hier word dit opgesluit, die antwoord, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. So die engele is begeerig om te weet wat het hier gebeur. Hoe gaan ons dit aan hulle tentoonstel? Vader Jahwe het dit ook so beskik en aan die gemeente die voorreg en die geleentheid gegee om sy groot verlossingsplan aan die engele wat altyd by die vergaderings is, by die vergaderings van sy kinders teenwoordig is, om dit aan hulle te demonstreer. So, engele wat by elke vergadering teenwoordig is as dienende geeste vir die wat verlos word of die saligheid gaan beerwe. Daai dienende geeste kyk in en dan kyk hulle, hoe demonstreer ons die orde van Vader Jahwe soos wat opgeteken is. Die ordelikheid van Vader Jahwe se raadsplan word verduidelik in vers 3 van 1 Korintiërs 11. Daar word, en ek gaan dit weer herhaal, ons losser die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en Vader Jahwe die hoof van ons losser. Hierdeur impliseer Vader Jahwe nie dat die een die ander moet verkleineer
of minderwaardig maak nie, maar dat die man die leiding moet neem en bekwaam moet wees vir hierdie verantwoordelikheid. Die engele wat in die vergadering teenwoordig is veronderstel om hierdie orde op te merk. Hierdie orde wat Vader Jahwe daar gestel is. Die engele is veronderstel om hierdie orde te kan bespeur as hulle inkyk, om sy raadsplan te aanskou. Wat is hierdie orde? Dit is die orde dat die vroue met 'n hoofbedekking by die gemeente opdaag. Die orde dat die vrou met 'n hoofbedekking by die gemeente opdaag, en dit is nie 'n hoed nie. Wat is hierdie hoofbedekking? 'n Vrou wat opdaag met 'n aanduiding en 'n erkenning dat die man hulle hoof is, en daardeur erken hulle Vader Jahwe se orde, sodat die vrou met 'n aanduiding en 'n erkenning dat die man haar hoof is, by die gemeente opdaag. Nie onderdanig of aan 'n ketting of op een of ander obskure wyse hier opdaag nie, maar daar 'n duidelike orde is dat, en die aanduiding terwille van die engele, dat die man die hoof is van daardie huis. Ons as mense wat geskape is, ons moet weet, ons is geskape net minder as 'n goddelike wese, wat 'n saligheid en 'n verlossing het, wat hulle, die engele, nie het nie. Wat laat ons hulle sien wanneer hulle inkyk in die gemeente? Toon ons vir hulle, het ons 'n aanduiding, dat ons weet wat die orde van Vader Jahwe is? So wat laat ons hulle sien? Wat laat ons hulle sien? Want hulle is begeerig om in te kyk en te sien, wat is hierdie orde wat Vader daar gestel het? Ons gaan oor die engele regeer. Ons gaan oor die engele regeer. En ons gaan die hoof oor die engele wees. Ons is nou nie vir hulle 'n voorbeeld nie. Dit is glad nie vir hulle 'n voorbeeld op hierdie stadium, as ons rondom ons kyk in die wêreld nie. Maar ons is eerder 'n toonbeeld van die rebellie teen die orde van Vader Jahwe. As jy gaan kyk, op hoeveel plekke word die vrou voorgestoot om besluite te neem, ten spyte of teen die orde van Vader Jahwe. Ons kan baie voorbeelde hiervan opnoem. In 1 Korintiërs 11 vers 2 staan die volgende: En ek prys julle, broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Vader Jahwe ons losser die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en Vader Jahwe die hoof van ons losser is. So dit word opgeteken in 1 Korintiërs 11 vers 2 spesifiek ook. In vers 7 lees ons: Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van Vader Jahwe is. Soos ek gesê het, hoe bedek die man die hoof? Deur iemand anders in die plek van Vader Jahwe en sy orde te stel. So bedek die man sy hoof. So hy kan dan nie die heerlikheid van Vader Jahwe, kan hy nie weerspieël nie. Hierdie orde is versteur aangesien die manne nie meer die orde van Vader Jahwe handhaaf nie. Dit beteken nie dat die mans nou diktators moet wees en hulle vroue moet hiet en gebied nie. Ons mag ook nie, soos dit tans die geval is, mans en vroue gelykstel nie. Dis teen Vader se orde. Sy is in baie gevalle die hoof van die huis, tans. Hoe gemaak indien daar twee van dieselfde geslag is? Dis nog erger. So wie gaan nou die hoof wees? Maar dit is nou nie iets waaroor ons hoef onrustig te raak nie.
Dis maar net 'n vraag wat met my opgekom het. So, van dieselfde geslag is daar geen orde wat Vader daarstel nie. So, daar is dan nie orde nie. Wat is dan die doel van die tasbare hoed op die kop? As die lewenswyse nie binne Vader se orde is nie. Dit help jy dra 'n hoed en jy hoer en remoer. So dan gaan die hoed jou niks help nie. Vader kyk na die hart. Vader sien nie eers die hoed wat jy op het as jy inkom nie. Okay. Nou wat daarvan as die vrou nie 'n man het nie? In kort kom dit daarop neer dat die naaste manlike familielid of die gemeente dan as 'n geestelike autoriteit of hoof moet optree. Dit is in kort daar. Ek gaan nie daarop uitbrei nie. Nou die vyand se aanslag teen Vader Jahwe se uitverkore kinders is juis om hierdie orde omver te werp. Ek is op pad om af te sluit. Daarom moet ons sorg dat ons binne die gemeente Vader se liefde, sy verlossing en die orde verkondig en siele tot redding bring binne die orde van Vader Jahwe. Sodanig kan ons sy raadsplan demonstreer ter wille van die engele. So as ons nie die orde versteur nie, kan ons 'n toonbeeld wees vir die engele wat inkyk om te sien wat is Vader se orde, wat is sy raadsplan. Sonder die autoriteit van die man is die vrou blootgestel en nie beskerm teen die invloed van die bose engele nie. So daar's 'n groot verantwoordelikheid op ons as mans om binne Vader se orde te wees. Want as Vader het sy orde wat hy daar stel, as ons nie die orde van Vader reflekteer as mans nie, dan val die hele appelkar om na die verdere nageslag. En ons sien dit dag vir dag vir dag. Wanneer ons dus dan die aanslag van hierdie tyd, waar Satan besig is om die skepingsorde van Vader Jahwe omver te werp, wanneer ons dit wil verstaan, moet ons onsself onderdanig maak aan hierdie orde, soos Vader Jahwe bepaal het. En ons moenie ons eie orde daarstel nie. Wanneer ons ons eie orde daarstel, dan gaan hierdie hele raadsplan van Vader tot 'n val kom. En ons beweeg buite die orde, buite die beskerming van Vader Jahwe uit. Dan gee ons die Satan kans om inspraak in ons lewens te kry. Mag Vader elkeen van ons behoed en bewaar en laat ons met die bewustheid sal voortgaan onder watter autoriteit staan ons en wat is ons verantwoordelikheid teenoor onsself, teenoor ons geliefdes en teenoor Vader. Baie dankie.